Goeiemôre aan elkeen van julle, die van julle wat my nie ken nie. My naam is Etienne. Ek en Ilse het nou die afgelope 16 jaar die voorreg om deel te wees van Every Nation Linwood en is werklik 'n voorreg as jy ons nie ken nie. Ons het onsself so die afgelope 18 maande nogal skaars gehou. Ons baie betrokke gewees en so 'n groot voorreg gewees om vir 'n lang tyd ouderling in hierdie gemeente te wees en op verskillende maniere te dien. En ja, ons het nooit weggegaan nie. Alhoewel ons teruggestaan het van die verantwoordelikhede en pligte en voorregte wat ons gehad het in hierdie gemeente, het ons nooit teruggestaan van wat die kernwaardes is van wie ons is as 'n kerk nie. En dis 'n groot voorreg om vanoggend hier te wees en die woord met julle te kan deel. Ek Dani stuur groete aan die einde van 'n baie besige kwartaal as dit nodig het. Hy ook so nou en dan so 'n bietjie van 'n breek vat as gevolg van al die gewig wat hy in sy gesin dra. En ja, dis hoekom ek hier is by julle vanoggend. Die man op die skerm, sy naam is Paul Schneider. Hy was in die Eerste Wêreldoorlog was hy 'n soldaat, hy was 'n Duitser gewees, geveg aan die Duitse kant. En het regtig die belange van Duitsland en waar Duitsland voor gestaan het op sy hart gedra. Maar hy het na die oorlog het hy bediening teologie gaan studeer. En hy was 'n Christen gewees. En hy was aanvanklik as gevolg van die feit dat Duitsland so swaar gekry het na die Eerste Wêreldoorlog as gevolg van al die druk wat daar op hulle gesit is oor die wêreld heen. Het hy aanvanklik gedink toe hierdie man met die naam Adolf Hitler leierskap gegee is oor Duitsland, het hy regtig hoop gehad in hierdie leier. En hy was baie vinnig baie teleurgesteld gewees. En hy het baie vinnig deur Adolf Hitler se planne gesien. En as die leier van 'n gemeente, as 'n pastoor in Duitsland, het hy begin om publiek die Nazis te kritiseer. Veral die beleid wat hulle gehad het teenoor Christene, maar nie net dit nie, ook oor baie van die ander idees wat hulle gehad het. En hoe meer hy begin het om hulle teen te staan en hoe meer hy begin het om hulle te kritiseer, hoe meer het sy vriende en sy familie vir hom gesê, asseblief, hou op. Hoe meer het duidelik geraak het dat die Nazis bereid was om enigiets te doen, om enige iemand wat hulle teen te gaan, te stop. Hulle in die tronk te gooi, hulle in konsentrasiekampe te sit en hulle self dood te maak, hoe meer het dit hom gemotiveer om aan te hou daarmee. En dit het so aangegaan ten spyte van almal wat hom gevra het om op te hou, ten spyte van die feit dat die Gestapo hom baie keer kom haal het en hom aangehou het en hom probeer forceer het om te stop wat hy doen, het hy aangehou. Tot een oggend in 1937, toe 3:00 in die oggend die Gestapo in sy huis inkom en hom gevange neem en hom vat na 'n konsentrasiekamp met die naam Buchenwald. En daar het sy vrou getuig dat toe die Gestapo om 3:00 in die oggend wegvat met sy en haar 2-jarige seentjie en sy wat swanger is met sy kind, gesien hoe hulle hom wegvat, het sy getuig dat hy glimlag het en gewaai het. En mens sou wonder hoekom in sulke omstandighede kan iemand met wie so iets gebeur, glimlag en waai vir sy familie vir wie hy lief is, wetende dat hy hulle miskien nooit weer gaan sien, wetende wat waarskynlik met hom gaan gebeur. En die leidraad vir waarom hy dit gedoen het, is in die briewe wat hy vir sy vrou geskryf het, want in die briewe wat hy vir sy vrou geskryf het, oor 'n 2-jaar periode, terwyl hy in Buchenwald gemartel is, honger gely is, geslaan is. En ten spyte van die feit dat hulle hom oor en oor die geleentheid gegee het en gesê het, maar jy kan gaan, solank as wat jy onderneem om nie terug te gaan na jou gemeente nie, en solank jy onderneem om op te hou om die Nazis te kritiseer, en as 'n Christen te preek, het hy aangehou daarmee, en hy het vir sy vrou in sy briewe het hy geskryf, en 2 van die woorde wat aanhoudend uit sy briewe uitgekom het, is die woord blydskap en dankbaarheid. Hoe bly was vir die voorreg wat hy gehad het om te kan doen wat hy doen. Hoe dankbaar hy was vir die geleentheid om te kon doen wat hy doen.
En as jy lees deur hierdie briewe, die tema, behalwe vir blydskap en dankbaarheid, wat jy sien en wat jy ervaar in hierdie man se woorde, is vrede. Die vrede wat hy ervaar het. Nou toe ek sy storie hoor en van dit lees, is blydskap en dankbaarheid en vrede nie die emosies wat by my opgekom het nie. Toe ek myself vir 'n oomblik toelaat om in sy skoene te wees en te dink wat dit is, wat ek sou gevoel het, wat ek sou gedink het, nie net vir myself nie, maar vir my vrou en vir my kinders as ek in daardie situasie was dit angs en vrees en kommer en spanning. En ek dink nie een van ons kan onsself of enigiemand anders te kwaadlik neem as ons vir onsself sê, maar as ons in daardie situasie was, sou ons angs en kommer en vrees en spanning ervaar het, nie? Dit is tog deel van ons menslike natuur om hierdie tipe van emosies en hierdie tipe van omstandighede te ervaar. En as ons mooi dink daaroor, hoef ons nie in daardie tipe situasie was waarin Paul Schneider homself bevind het, om homself op 'n plek te bring wat ons angs en spanning en vrees en kommer ervaar nie. Want soveel van julle, soveel van ons is in ander situasies in hierdie lewe in 2025, goed wat met ons aan die gang is, in ons lewens gebeur, met ons geliefdes, mense wat regtig naby aan ons is, mense wat regtig belangrik is vir ons. En ten spyte van die feit dat dit moontlik nie Paul Schneider se situasie is nie, ervaar ons almal vrees en angs en kommer en spanning. En dit het deel geword vir wat ook al ons omstandighede is, dit het tot 'n groot mate deel geword van ons lewens. Ek lees hierdie naweek, lees ek dat 'n onlangse studie wat in die Wes-Kaap gedoen is, so onlangs as 2024, kinders tussen die ouderdom van 10 en 14 jaar sê dat 1 in 3 van elke kind ly aan simptome van depressie. 1 uit 4 van alle kinders ly aan ernstige simptome van angstigheid. En ek hoef nie enige studies aan te haal nie, want ek weet, soos wat almal van ons hier sit, weet ons van iemand, of ons is iemand, of ons kinders is iemand, of ons vrou, of ons mans is iemand, of ons is iemand, wat daagliks gevoelens van angs en depressie en spanning het. Dit is hoe deel dit van ons lewens geword het. En dit is nie iets wat meer uniek is nie, maar dit is ook nie iets wat nuut is vir die menslike ervaring nie. Van so lank as wat die mens bestaan, is dit iets wat deel vorm van die mense bestaan en van die menslike ervaring in hierdie wêreld. Want die omstandighede waarin ons is, die goed wat met ons gebeur, soms die goed wat ander aan ons doen, soms die besluite wat ons maak, en ander kere sommer net goed wat onverklaarbaar is, los ons in 'n posisie wat ons al hierdie angstigheid en spanning en kommer ervaar. En die vraag is, as dit so deel is van ons lewe en so deel van die menslike ervaring is vir so lank as wat die mens bestaan, is daar enigiets wat ek en jy daaromtrent kan doen? Of is dit maar net hoe dinge is? 2000 jaar terug was daar 'n gemeente in 'n stad met die naam van Filippi, en dit was die eerste gemeente wat in Europa geplant is. So ons praat van die kerk in Wallis en ons praat van die kerk in Portugal. Dit het alles begin met 'n man met die naam van Paulus wat oor die see na Macedonië toe gegaan het omdat God hom daarheen geroep het, en die eerste stad waar hy regtig 'n verskil gemaak het was in die stad van Filippi gewees. En dit was 'n Romeinse kolonie gewees, en hierdie Romeinse kolonie was daar, wat interessant was, hierdie Bybelse, gebedsgroepie, 'n klomp vrouens, nie 'n klomp mans nie. Sommige goed verander nooit nie, mans. Sommige goed verander nooit nie. Daar was hierdie groepie vrouens gewees, en Paulus het by hulle uitgekom, en hy het die evangelie aan hulle verkondig. En dit was die begin gewees van die eerste kerk in Europa. En latere jare, toe Paulus in aanhouding is in Rome, hoor hulle daarvan. En hulle stuur vir hom nie net 'n geskenk van geld om na hom te kyk nie, hulle stuur vir hom 'n man om hom te help, om vir hom kos te maak, om hom te versorg.
en met nuus van hoe dit gaan met die gemeente in Filippi. En die wonderlike ding is, dit het uiteindelik nogal goed gegaan. As jy kyk na die hele toon van die brief van Filippense wat Paulus skryf, kan jy hoor, dit is nogal anders as al die ander briewe. Hulle het nie verskriklike groot probleme gehad nie. Hy is nie eintlik verskriklik kwaai met hulle gewees. Het eintlik nogal goed gegaan met hulle, maar daar's twee goed wat hy baie pertinent met hulle aanspreek en wat hy hulle oor motiveer en wat hy vir hulle gee. En die een is dat waar daar 'n gebrek aan eenheid is, roep hy hulle tot eenheid. En die ander een is om die angs en die spanning en die kommer wat hulle gehad het om dit aan te spreek. Jy sien, want soveel van die kerke in daardie tyd, en die kerk in Filippense was geen uitsondering gewees nie, is vervolg deur die Rome, deur die Romeine, deur die wat nie Christene was nie. En net soos wat Paul Schneider as gevolg van dit wie hy was en dit wat hy gesê is, vervolg is daarvoor en gemartel is daarvoor, dit deel van die daaglikse bestaan gewees van die Christene in die kerk in Filippi gewees. En so Paulus skryf hulle hierdie brief aan hulle en hy spreek onder andere hierdie probleem van angstigheid en kommer en vrees, spreek hy aan. En hy sê vir hulle, wat is daar wat hulle kan doen? En dit is iets wat ons vanoggend uit kan leer. Dit is iets vanoggend wat God vir elkeen van ons wil sê. Om te sê, dat ja, dit is nog deel van die menslike ervaring, maar dit hoef nie in jou lewe so te wees nie. God kan en God wil 'n verskil in jou lewe maak en hy wil dit vanoggend kom en hy kom doen. So kom ons lees saam van Filippense 4 vers 4. En afhanger van watter weergawe van die Afrikaanse vertaling wat jy vanoggend het, lees hy so 'n bietjie anderste, maar in wese is dit maar almal goed en dieselfde. Begin by vers 4. Wees altyd bly in die Here. Ek herhaal, wees bly. Wees inskikkelik teenoor alle mense. Die Here is naby. Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Verder, broers, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is, watter deug of lofwaardige saak daar ook mag wees, daarop moet julle julle gedagtes rig. En wat julle van my geleer en ontvang het, en gehoor en gesien het, dit moet julle doen. En God, wat vrede gee, sal by julle wees. Onse Vader wat in die hemel is, dankie, dat ons vanoggend die woord kan oopmaak, Here. Dankie, Here, dat U met ons wil praat, Vader, elkeen persoonlik, op die eie manier, Vader. Sal U ons harte voorberei en oopmaak vir dit wat ons nou gaan ontvang. En sal U begin om die goeie werk wat U in ons begin het, Here, tot volëinding sal bring. Bid dit in Jesus naam. So as ons die vraag antwoord, wat is dit wat God wil hê ons moet met ons angs, ons depressie, ding wat ons ongelukkig maak, met die spanning wat ons ervaar doen, begin dit en dit begin met die volgende woorde. Het sê, verbly julle altyd in die Here. Ek herhaal, verbly julle. Dit is 'n vreemde manier om te begin as ons praat oor die aaklige dinge waardeur ons gaan. Is dit werklik wat God wil hê jy moet doen met die grootste en moeilikste goed wat jy besig is om deur te gaan, of wat jou geliefdes besig is om deur te gaan? En ja, dit is, want hy sê nie net verbly julle nie, hy sê verbly julle in die Here. Ek sê weer, hy beklemtoon dit deur dit te herhaal. Hy's ernstig hieroor. Hy sê ek sê weer, verbly julle. Wat beteken hierdie woord verbly? Dit lyk of dit eintlik maar net goed verbly. Wat sê dit regtig? Nou as jy gaan kyk na wat die Griekse woord daar is, dan is die mooier beskrywing, die beter betekenis van die woord is vir jou om kalm, tevrede en gelukkig te wees. Wie van julle wil nie kalm, tevrede en gelukkig wees nie, want ek wil verseker kalm en tevrede en gelukkig wees, ten spyte van wat my omstandighede is, en die aaklige goed wat ons baie keer moet deurgaan.
Maar ons weet elkeen dat dit nie so maklik is nie. En dit is amper asof jy weet, ons so tipe van 'n, as ons dit lees, selfs as Christene, en ons sê goed, maar ek moet ten spyte van dit waardeur jy gaan, moet jy kalm en tevrede en gelukkig wees, is dit amper asof soos my, ek moet vals wees. Ek moet hierdie glimlag op my gesig sit, ten spyte van die feit dat ek niks het om oor te glimlag nie. Ek moet hier voorgee dat dinge goed gaan met my, ten spyte van die feit dat dit glad nie goed gaan met my nie. En weet jy wat? Ek is gatvol en ek wil dit nie doen nie. Ek is gatvol om voor te gee. Dis wat ons voel. Dis wat ons dink as ons so iets lees. Maar tog sê God vir ons, wees kalm en tevrede. En die leidraad daarin is waarin sê hy, moet jy jou verbly. Nie in jou omstandighede nie. Nie oor die dinge wat fout is nie. Hy sê, verbly jou in die Here. Hy wat nooit verander nie. Hy wat goed is. Hy wat jou ken, verbly jou in hom. Is nie maklik nie. Vraag is dit enigstens moontlik? En as jy kyk na die vers 6, dan begin dit amper net nog moeiliker lyk. Vers 6 sê, moet oor niks bekommerd wees nie. Dus jy's bekommerd oor iets? Wat is dit wat jy oor bekommerd is vanoggend? Moenie bekommerd wees daaroor nie. Stop dit net. Kortste preek wat jy in 'n lang tyd gehoor het. Dis hoe eenvoudig dit is. Stop dit net. Wat hy sê is, moenie dink en tob en aanhou om aandag te gee aan hierdie gevoelens en dit wat jy oor bekommerd is en wat jou spanning gee nie. Ons het almal verskillende maniere wat ons angstigheid hanteer. Van ons, soos sit dit daar ergens onder 'n ding, ons begrawe dit, ons ignoreer dit. Maak eenvoudig net nie of dit bestaan nie. Van ons soos, hou net soos aan, praat daaroor en kla daaroor en soos, almal moet dit die hele tyd hoor en dit soos absorbeer wie ons is en dit raak ons identiteit en dit is soos, daar's net nie 'n einde daaraan nie. Baie van ons het 'n kombinasie van dit en baie van ons, vermoed ek, doen wat ek baie keer doen, is jy soek iets anderste. Om daai gevoelens wat jy ervaar, te ignoreer en te onderdruk. En om myself te laat beter voel. En meeste van die tyd speel daai ding wat ek gebruik, om hierdie gevoelens dood te maak, wat ek besig met speel nie mooi uit in my lewe nie, en jy weet dit. Jy sien die woord wat daar gebruik word wanneer dit sê moenie bekommerd wees nie of moenie angstig wees oor iets nie. Die woord is moenie 'n gedagte daaraan gee nie. Moenie 'n gedagte gee daaraan nie. As jy mooi illustrasie daarvan wil soek, dis soos die idee wat daarmee gekommunikeer is beste voorbeeld wat ek kan vir myself kan dink is dat as ek in die strate van Linwood stap en dan sou 'n kar aangejaag kom en my dogtertjie hardloop voor daardie kar in vir een of ander rede, is dat ek sonder om 'n gedagte te gee aan my eie lewe en my veiligheid en wat moontlik met my mag gebeur, myself voor daai kar sal ingooi om haar uit die pad uit te kry, om haar lewe te red. Dit is wat met daardie woord bedoel word, moenie 'n gedagte gee aan daardie ding wat dit is wat jou angstig of bekommerd maak nie. 'n Ander voorbeeld daarvan is as jy gaan kyk na Jesus se woorde in Matteus en Lukas waar hy die bergrede gegee het en hy praat van moenie aan jou lewe dink en wat jy mag eet of wat jy mag drink of wat jy gaan aantrek nie. Hy sê moenie gedagte gee aan daardie goed nie. Dit is hoe ernstig hy is daaroor. Wanneer hy sê moenie bekommerd wees oor wat ook al dit is wat jy vanoggend oor bekommerd is nie. Maar dan sê hy die volgende: maar maak in alles julle versoeke deur gebed en smeking met danksegging aan God bekend. Nou was 'n wonderlike belofte wat vir my en vir jou wag uit hierdie skrifgedeelte, maar voordat ek met julle oor daai belofte praat, is daar twee wanbegrippe wat ek eers met julle wil bespreek.
Twee goed wat ons baie keer as Christene, selfs die van ons wat elke week in die kerk sit, verkeerd oordink, 'n wanbegrip van hê. En selfs al sê ek baie keer die regte goed, wanneer ek soos dink daaroor of praat daaroor, wanneer dit kom by hoe jy leef jy op 'n manier wat iets anders sê as wat die waarheid is. En die eerste ding is dat wanneer ons praat oor beloftes in die Bybel, is baie van die beloftes in die Bybel is voorwaardelik. Dis hard, nee. Van julle as julle dit hoor selfs, dan voel jy in jou hart so 'n bietjie van 'n wroging en sê dis nie reg nie. Maar baie beloftes in die Bybel is voorwaardelik dat jy iets moet doen. As jy my nie glo nie, glo jy dat dit 'n belofte is dat jy 'n kind van God kan wees? Is dit 'n belofte? Tuurlik is dit 'n belofte. Elkeen van julle het die reg om 'n kind van God te wees. Maar Johannes 1:12 sê, aan elkeen wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God genoem te word. Daar's 'n voorwaarde en is 'n baie duidelike voorwaarde en ek's jammer as jy nie aan hom glo nie. As jy nie jou lewe vir hom gee nie, het jy nie die reg om 'n kind van God genoem te word nie. Nog 'n voorbeeld, Romeine 10 vers 9 sê, is 'n belofte vir jou, dat jy sal gered word. Glo jy dat dit jou 'n belofte is in die Bybel dat jy gered sal word? Ja. Maar die voorwaarde vir die belofte is dat jy verklaar dat Jesus jou Here is en dat jy glo dat hy uit die dood uit opgestaan het. As jy dit nie doen nie, as jy nie aan daai voorwaardes voldoen nie, en nie gered word nie. So dis die eerste wanbegrip, dat daar beloftes in die Bybel is wat voorwaardelik is. Die tweede wanbegrip is dat jy het 'n deel aan hoe dinge in jou lewe uitspeel. Jy sien baie van ons glo dat soos ek kan net deur die lewe gaan en God gaan net die werk met my doen wat hy nodig het om te doen. So wanneer dit gaan oor die goed in my lewe wat my angstig maak of wat my bekommerd maak of wat my spanning veroorsaak, of dit nou ek was wat dit veroorsaak of dit iemand anders was of dit onverklaarbaar is, God sal dit uitsorteer. Daar's niks wat ek hoef te doen daaromtrent nie. Maar dit is 'n wanbegrip. In dieselfde boek in Filippense 2 praat Paulus en hy sê, en hy praat oor redding. Nie net redding in die sin van ek is gered, ek gaan eendag hemel toe nie, om gered te word van wat ook al dit is, die dinge wat jou terughou in die lewe, wat ook al dit is, die sonde in jou lewe, wat ook al die omstandighede in jou lewe is, wat ook al jou emosies is, wat besig is om jou te affekteer. Om gered word daarvan, praat hy van God, Jesus, werk die redding in jou. Hy werk die redding in jou. Maar dit is gekoppel aan iets. Hy sê, soos wat jy jou redding uitwerk, werk Jesus in jou. Jy sien, so ek en jy staan nie net as toeskouers van ons lewe en wag vir God om alles in ons lewe net uit te sorteer en emosioneel na ons te kyk en jy weet sodat ons met blydskap deur hierdie lewe kan gaan nie. God verwag iets van my en jou. Hy het 'n wonderlike belofte vir jou, maar hy verwag dat jy jou deel moet doen, dat daar 'n voorwaarde is waaraan jy moet voldoen en dat soos wat hy in jou werk, moet jy jou verlossing uitwerk. En wat is dit wat jy moet voldoen om aan hierdie belofte deel kan hê? Ek lees weer, hy sê, maar maak in alles julle versoeke deur gebed en smeking met danksegging aan God bekend. So wat God van jou verwag is nie om jou probleem te ignoreer nie. Dit is nie om hom weg te steek nie. Dit is nie om net die hele tyd daaroor te praat en te kla en soos aan te gaan asof dit wat jy is, jy die enigste een is wat daardeur gaan nie. Dit is nie vir jou om iets anders te kry, of dit jou oefening is, en of dit jou drank is, of dit jou skerm is, of wat dit ook al is in jou lewe, om te verdoof die emosie wat jy voel as gevolg van die omstandighede nie. Hy sê, vat daai ding wat jou bekommer maak, en bring dit vir my.
Jy sien, dis nie een van daai 3 algemene reaksies wat ons het as mense op die probleme wat ons ervaar nie, maar daar is 'n aksie en daardie aksie is om vat daai ding. Vat hom, daar waar jy nou sit en jy weet wat dit is en bring dit vir God. Daai woord bring dit vir God in die Engels dit is unto God. Daai woord unto is in Engels to push it onto. En die beter Afrikaanse manier om daaraan te dink is om te werp dit op hom. Jy weet dit is soos en jy kan nie wag om ontslae te raak nie. Daai wat daai ding is, daai ding wat jy so aan vashou, wat so effek op jou het, werp dit op hom. Hy wil hê jy moet na hom toe kom. En nie net wil hy hê jy moet na hom toe kom en jy moet dit vir hom gee nie. Hy sê doen dit met danksegging. Jy sien daar's 'n ingesteldheid waarna jy toe kom met danksegging en met smeking. Bring dit vir hom. Gee dit vir hom en los dit by hom. Moet dit nie terugvat op jouself nie. En dit is die voorwaarde vir jou om toegang te hê tot die belofte wat God vir jou het. En die belofte is die volgende. Het sê, en die vrede van God, wat alle begrip oortref, sal in Christus Jesus oor julle harte en gedagtes waak. Sien jy daai vers, dit begin met die woord, en die vrede van God. Daai en sê vir jou, dis gekoppel aan iets. Dis gekoppel aan wat voor dit gaan. Dit is eers wanneer jy daai ding vat, wat jou bekommerd maak, waarvan jy spanning ervaar, wat jou depressief maak, wat jou angstig maak, en jy vat dit, en jy bring dit vir God, dat jy toegang kry tot hierdie wonderlike belofte, en die belofte is, die vrede van God, wat alle begrip oortref, sal in Christus Jesus oor julle harte, en julle gedagtes waak. Ek wil iets sê, ek het aanvanklik gedink, ek gaan dit nie sê nie. Nou moet jy bid dat ek dit reg sê. Een uit 3 van julle kinders ervaar diep emosies en gevoelens van depressie. 1 uit 4 van hulle van angstigheid. En mens moet so versigtig wees as 'n Christen. Want baie keer die manier wat ons met ons kinders kommunikeer en oor ons kinders kommunikeer, het voel reg as Christene. En is waar. Maar weet jy wat, ek weet, ons sê al die regte goed, ons kinders het die Heilige Gees, en ons nie so iets as die junior Heilige Gees nie, en al die goed is waar, is alles waar. Maar ons kan skade aanrig aan ons kinders in die manier hoe ons goed kommunikeer in hulle lewens. Jy weet, jou kind het nie die vermoë, as jy vir jou kind sê, maar daai angstigheid wat jy ervaar, daai emosies wat jy het, is nie van God af nie. Wat jou kind ervaar, wanneer jy dit vir hom sê, is dat daar is 'n deel van my, wat nie van God af is nie. Nog erger is die weergawe wat ons vir ons kind sê, vrees, jy ervaar vrees, vrees kom van die duiwel af. Jy sê, jou kind is soos, so jy sê, daar's 'n deel van die duiwel in my. En ons doen dit met baie goeie bedoelings. En ons doen dit omdat ons bekommerd is oor ons kinders, en ons doen dit want ons glo in God, en ons glo in die waarheid daarvan. Maar hoor my asseblief vanoggend, dat wanneer ons handel met hierdie, en ons praat van oor hoe God wil hê, ons met hierdie emosies en goed deel, wanneer dit kom by ons kinders, moet ons so versigtig wees oor hoe ons met hulle kommunikeer. En ongelukkig, die meeste van ons het nodig, dat veral wanneer dit by ons kinders kom, maar ook wanneer dit by ons kinders, by onsself kom, is dat ons het hulp nodig. En daar's baie goed, daar's baie siektes, wat ek en jy nie in staat is om te hanteer daar in ons huis nie. Ja, ons gaan vir ons kinders bid, en ja, ons vertrou verseker dat God hulle genees, en hy doen wonderwerke. Maar baie keer in die kerk is daar 'n wanbegrip en 'n verkeerde dink oor goed soos ons geestelike gesondheid. En ek smeek julle,
praat met julle kinders oor hierdie goed, maar moenie die verkeerde goed op hulle gaan sit nie. Kry hulp. Help hulle. Ek het aan myself in die rede geval. En die vrede van God wat alle begrip oortref, sal in Christus Jesus oor julle harte en julle gedagtes waak. So mooi, as ek dit lees, en van die kinders klein was dit ek en Ilse altyd vir hulle gebid, as hulle bid in die aand, dan sê ons, God Vader, ons bid hulle die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, wat hulle hart en hulle sinne bewaar. As ek die woorde hoor, is dit soos 'n rustigheid wat op my kom. En die gedagte dan, dit is 'n vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan. Dit kom van hom af. Kom nie van die wêreld af en niemand kan dit vir my gee nie. Jy kan na my toe kom en jy kan jou probleem met jou bespreek en ek kan probeer goed sê wat jou gaan laat beter voel. Ek kan vir jou sê dis eintlik nie so erg nie of moenie bekommerd wees nie en dis goed dat ons met mekaar praat oor hierdie goed. Maar ek kan nie vir jou die vrede van God gee nie. Net God kan sy vrede vir jou gee en dit is 'n verstand, 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan. Jy kan dit nie begryp nie. Jy kan dit nie verduidelik nie. Dit is nie gebaseer op rasionele denke of jou intelligensie of jou verstaan van die wêreld of die omstandighede waarin jy is of die moontlike uitkomste wat dit kan wees nie. Dit is 'n vrede wat van God afkom, wat bo verstand is en wat in jou ergste omstandighede en ten spyte van jou ergste omstandighede, al is daar geen uitkoms uit jou omstandighede, kan bestaan. Dit is wat die belofte vir jou is. En dit sê, dit sal oor jou hart is jou emosies, sal oor jou hart, oor jou siel, en oor jou gedagtes, daai selfde gedagtes waar ons begin het, sal oor jou gedagtes waak in Christus Jesus. Klink dit nie vir jou, as jy dit kan hê, of dit net 'n massiewe verligting kan wees? En God wil dit vir jou gee. Maar daar's 'n voorwaarde daaraan gekoppel. Jy moet dit vir hom gee. Daardie goed wat jou angstig maak, wat jou vrees gee, wat jou bekommerd maak. En wanneer jy dit doen, dan sal hy vir jou vrede gee, ten spyte van jou omstandighede. So waar bring dit ons? Dit bring ons terug na die begin. Maar voor ons terug gaan na die begin, toe sê dit die volgende. En dit antwoord die vraag, Etienne, so nou, dink ek, jy sê ek mag nie oor hierdie goed dink nie, moet dit vir God gee. Ek is nie in beheer van my lewe nie, ek gaan nie noodwendig al hierdie goeders kan oplos nie, so wat doen ek? Wat doen ek in plaas daarvan, behalwe dat ek dit na God toe gaan vat, want daar's nog steeds 23 ure in 'n dag wat ek nie met God praat nie, so wat doen ek? Hier's wat jy doen, vers 8. Alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat lof verdien, ja, watter deug of watter prysenswaardige saak daar ook mag wees, rig julle gedagtes daarop. Die eerste ding wat hy sê, daai wat jy nou opgehou aan dink jy die hele tyd oor die goed wat jou angstig maak en wat jou vrees gee, en in plaas daarvan dat jy dit doen, gaan jy dit na God toe bring. Jy gaan dit vervang met iets. Jy gaan dit vervang deur te dink oor die goed wat mooi is en die goed wat goed is en die goed wat positief is. En jy mag dalk hier sit en jy dink soos, okay, dit klink soos 'n wêreldse idee, dit klink soos die wêreldse idee van, jy weet, positiewe denke. Die krag van positiewe denke, the power of positive thinking. Dit klink so op 'n manier. Maar is net nog iets wat die wêreld gevat het, wat eintlik geestelik is en wat waar is, en hy het dit gevat en hy het dit verdraai. Jy sien, want die wêreld se idee is, ek hou op dink aan die negatiewe en ek begin dink aan die positiewe en dan gaan ek begin beter voel. God sê vir jou, nee, jy hou op dink aan die negatiewe, jy vat daai goed wat jou so laat voel en jy bring dit vir my. En ek sal vir jou die vrede gee. En wanneer ek vir jou die vrede gee, dan is jy in staat en bevoeg
om te begin dink oor die goed wat mooi is, en wat positief is, wat prysenswaardig is. En dan begin ek anders te klink, en ek begin anders te lyk, en mense begin my anders te ervaar. Want dit is sy werk, is nie net ek wat ophou dink aan een ding, en ek begin dink aan 'n ander ding nie. En die volgende ding wat hy dan sê is, in vers 9, hy sê, en wat julle van my geleer het, en ontvang en gehoor en in my gesien het, hou aan om dit te doen. Soos wat ons gedagtes begin verander, en soos wat ons begin om dit wat God in ons besig is om te doen, en ons begin ons redding uitwerk, verander dit nie net hoe ons klink en hoe ons lyk nie, maar ons begin anders te optree teenoor die wêreld, en die wêreld begin ons anders te ervaar, en ons begin 'n invloed hê in die wêreld waarin ons is. En die wêreld wat om ons is, begin anders te lyk, en mense raak aangetrokke, nie tot wie ons is nie, maar dit wat hulle in ons sien, en dit wat hulle in ons en deur ons ervaar, maar dit is nie uit my en jou gebore nie, is uit God gebore. Sy vrede, wat alle verstand te bowe gaan. So hoe lyk dit? Bring ons terug by Paul Schneider. Jy sien, vir 2 jaar was hy gevangenhou gewees, hy was gemartel, hy het honger gely. Hulle het hom die hele tyd die opsie gegee en vir hom gesê, hou net op hierdie goed sê. Beloof net jy gaan nie teruggaan na jou gemeente nie, jy kan gaan. En hy het geweier. Hy het aangehou om uit sy sel in die kamertjie wat hulle hom toe was, het hy aangehou preek en die goed gesê wat hy gesê het vir die nasies wat hom gemartel het, vir die ander gevangenes wat daar was. Hy het nie opgehou nie. En hy het aangehou vir sy vrou skryf, en wat het hy geskryf? Hy het geskryf van blydskap en dankbaarheid en vrede, ten spyte van die omstandighede waarin hy bevind het, ten spyte van die feit dat hy geweet het, het gaan nooit beter word nie. Het gaan nooit beter word nie. En het nie. Want een aand het hulle hom kom haal, en het hom in 'n ander kamer gesit, en hulle het vir hom 'n inspuiting gegee, en daai aand het Paul Schneider sy lewe verloor. Sy vrou het haar man verloor, sy 2 kinders het hulle pa verloor. Sy omstandighede het nooit beter geraak nie. Maar die vrede wat hy ervaar het, en die blydskap wat hy in God, sy skepper, die een wat hom geroep het, ervaar het, dit het nooit weggegaan nie. Sy lewe het geëindig met die boodskap, dit wat hy gereflekteer het aan die wêreld, het nooit opgehou nie. En Paul Schneider was die eerste pastoor wat sy lewe verloor het, as gevolg van die nasies wat hom vermoor het. Maar by sy begrafnis het mense begin om soos hy die waarheid te praat, om teenkanting te bied. En dit was die begin gewees van 'n revolusie van mense wat opgestaan het in die kerk en teen die nasies oor dit. En derduisende, nie net Jode nie, derduisende Christene het steeds hulle lewens verloor. En baie van hulle was pastore gewees, en baie van hulle was leiers gewees, net soos Paul Schneider, en baie van hulle het dit baie publiek gedoen. Maar jy sien die feit dat Paul Schneider sy omstandighede gevat het, en dit vir God gegee het, en God se vrede kon ervaar, en dit kon geniet, en hy het blydskap en dankbaarheid, aanhou om te doen wat God hom geroep het om te doen, het hom in staat gestel dat dit nie net sy eie lewe verander en sy eie emosies en sy eie blydskap en sy eie verhouding met God nie, maar dit het 'n effek gehad op die mense wat om hom was. En God is verheerlik nie net deur sy eie lewe nie, maar deur die effek van sy lewe en die besluite wat hy gemaak het en deur dit wat God in sy lewe gedoen het. En dit het aangehou en aangehou en aangehou. En selfs vandag kan ek en jy kan die genot hê en die versekerdheid hê en die vrede hê om te weet dat ja, ons omstandighede is baie keer baie erg, en ek weet baie van julle gaan deur baie diep, ernstige, moeilike goed, of mense vir wie julle lief is. Maar op dieselfde manier wat God vir Paul Schneider gehelp het, en vir Paulus in die kerk in Filippense gehelp het, en soveel Christene voor jou wat, ek waag om te sê, deur baie dieper dinge gaan het, as wat jy gaan. Geef ons die versekering, dat God nie net
jou kan gesond maak, jou kan red, kan optree teen jou angstigheid, jou depressie, jou vrese, jou kommer nie. Maar dat hy dit kan omdraai en hy kan dit verander in gevoelens van 'n goddelike vrede wat nie jou uitkom nie, maar wat van God afkom. En wat dit nie 'n effek op jou lewe sal hê nie, maar wat sal 'n ego hê in die mense se lewens wat om jou is. En wat net soos Paul Snyder se lewe en Paulus se lewe en soveel ander Christene voor jou se lewe die potensiaal het om in 'n ewigheid in 'n effek te hê.